Amen. Here, dankie dat ek niks sonder u kan doen nie en dat ek weet u neem nou elke gedagte gevange in gehoorsaamheid aan u woord en u besny ons ore en ons harte vir die waarheid, want u woord, Here, is die waarheid. Amen. Ongeveer 539 jaar voor Christus. Toe sit daar 'n koning, en dis nou my version, hè? Dis my weergawe. Dis nou hoe ek dit nou sien. Sit daar 'n koning daar in sy troonsale of waar ook al hy nou sit en ontspan, dalk met 'n ou trossie drywe, jy weet, dan gooi hy korreltjie, kyk of hy hom kan vang. Want hy het goed gedoen. Hy het tot op daai stadium goed gedoen. Hy's 'n koning wat dinge verstaan en wat goed regeer. Maar hy het een foutjie, waarvan ek weet, hy het heel moontlik soos ek baie gehad. Maar hy het een foutjie, en dit is dat hy hou van homself, soos baie mense op hierdie aarde, moontlik ek ook. Hy hou van homself. Hy dink, hy's eintlik heel alright. En in sy binnekring, in sy kabinet, in sy raadsale, is daar ministers en hooggeplaastes wat raak gesien het, dat dit kan moontlik 'n swakheid wees. Dat hierdie koning van homself redelik baie hou. Maar dit is nie eintlik wat hulle plan nie. Hier in hulle harte is daar ietsie wat krap. Iets wat nie lekker sit nie. Jy weet, as jy 'n nuwe rok aangetrek het en hy het 'n labeltjie hier agter, nee, wat ek nou vergeet het om af te sny. Ek sal nie weet nie, my liefling, ons sal met die hemde nou kom. Die manne wat ons sal nou by die hemde kom. As jy die rok aan het, sê vir almal, jy weet as jy nie. Ek hou by my storie. I don't know what to do with this. Onthou jy daai aand met die sonnaarskoolopvoering? As jy 'n rokkie aan het, of 'n hempie, of 'n baadjie, en daar's 'n labeltjie wat krap en krap en krap, en nou sit jy in geselskap, en jy wil nou nie aan mekaar nie, nou dink die mense, jy's vuil, en jy het nie gebad nie, en dinge juk, daar's so ietsie wat in daai mense se gees krap, want elke keer, as hulle by 'n sekere man se huis verbystap, op 'n sekere tyd van die dag, gooi hy sy vensters oop, wat in die rigting van Jerusalem kyk. En hy aanbid een waaragtige, lewende God. En Daniël het hierdie gewoonte gehad om dit te doen. Nie om af te sjou nie. Nie om 'n labeltjie te wees wat krap nie. Omdat dit is wat in sy hart was. Dit is wie hy was. Dit was sy geloof. Dit was sy vertroue. Dit was sy verhouding met God Almagtig. 3 keer op 'n dag het hy dit gedoen. Nou Daniël was nie van herkoms van daai land nie. Probleem nommer 2. Hy was in ballingskap soontoe weggevoer, toe hy ongeveer tussen 15 en 17 jaar oud was. En God se hand was oor Daniël en sy vriende Sadrag, Mesach en Abednego. En hulle het so vooruit gegaan in hierdie land, dat hulle later ministers geword het, heeltemal teen die grein van wat die gewoonte was. So dit krap diep in daai manne se siele, hierdie vreemdelinge, wat so opgang maak in ons land, en dan nou nog, aan hierdie vreemde God wat ons nie ken nie, so aanbid. En hulle onthou die swakheid van die koning, en hulle beraam 'n slinkse plan. En ek ken die geskiedenis, hoe hulle na die koning toe gegaan het en gesê het, ons dink dit sal goed wees as jy 'n bietjie bevel uitvaardig, dat vir 30 dae mag daar niemand anders aanbid word nie, aan niemand anders mag 'n versoek gerig word nie, buiten aan u, o koning Darius. En daai, ek hou van myself, spring in werking, en hy sign on the dotted line. En Daniël kry hierdie bevelskrif. En in Daniël 6
vers 11, lees ons. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy onder sy bed in gaan klim en saggies daar gaan bid. Staan dit so in julle Bybels ook? Het hy in sy huis ingegaan en hy het in sy bokkamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem en hy 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het, halleluja, because that was his way. Dit is wie hy was, dit was sy gewoonte, en dit was wat uit sy hart uit gekom het, en hy het besluit dat geen bevelskrif sal my keer nie, en dis net waarvoor hy manne gewag het, en ek sien eintlik hoe hardloop hulle het rokkies gedra daai tyd, hulle rokke staan sulke punte soos hulle om die draai is na die paleis toe, en hulle is in by die koning, en hulle sê, het u dan nou nie 'n bevelskrif uitgevaardig nie. En hy sê ek het. Hulle sê ons het 'n man gevind wat dit nie gedoen het nie. En die oomblik toe hulle dit vir die koning sê, besef hy, dit was nie net 'n bevelskrif om 'n bietjie die koning te laat shine nie. Dit was om Daniël tot 'n val te bring. Dit was om Daniël te vermoor. Ek wil vanmôre vir u sê, my boodskap aan u gaan wees, dat jou beskuldiging word jou beskerming. Jou beskuldiging word jou beskerming. Ja, maar ek word vals beskuldig. Fooi tog Daniël het nie eers daai verskoning gehad nie. Hy was nie vals beskuldig nie, dit is so. Hy het gaan bid toe hulle gesê het hy mag nie bid nie. Maar jou beskuldiging sal jou beskerming word, want die oomblik toe hulle Daniël in daai leeukuil laat afsak. Nou die slim mense sê, dit was heelwat jare nadat hy ontvoer was, in ballingskap weggevoer was. Hy was amper 80 jaar oud, toe hy daar afsak. Weet jy, hoe deurtrek was Daniël se liggaam van gebed, op die ouderdom van 80. Daai leeu's het een snyf gegee, en gesê, o nee, hierdie man ryk na gebed, ons kan nie aan hom eet nie. Want sy beskuldiging het sy beskerming geword, halleluja. Ek weet nie, die Bybel sê nie of hy, terwyl hy daar afgesak het, geroep het en gesê het, o Here, bewaar my tog nie. Ek glo in sy hart, het hy geweet, daar's nie 'n manier, dat ek hierdie leeukuil sal kan oorkom nie, but God. Maar God is lewe en dood in sy hande, en hy het die laaste besluit. En arme Darius slaap niks. Hy laat nie eers die byvroue voor hom verskyn nie, sê die Bybel. Hy eet nie, hy vas, hy lê daai hele nag wakker, en die volgende môre vroeg, toe hardloop hy na die leeukuil toe. En jy weet, hy sê die woorde so mooi, hy sê, Daniël, was die God wat jy dag en nag aanbid, in staat om jou uit te red. En hier kom Daniël se antwoord, halleluja. Ek dink dit is in vers 20. Daarop het die koning die môre vroeg, ek wil eers daai deeltjie lees. Daarop het die koning die môre vroeg, toe dit lig word, opgestaan, haastig na die leeukuil gegaan, en toe hy nader kom aan die leeukuil, het hy met 'n droewige stem, hy sies tog na Daniël geroep. Die koning het gespreek en aan Daniël gesê, Daniël, knegg van die lewende God. Hy weet nog nie Daniël leef nie, maar hy weet God leef, halleluja. Was jou God wat jy gedurig deur vereer in staat om jou van die leeu's te verlos? En hier kom die antwoord. Toe Daniël met die koning gespreek, daar kom 'n stem daar uit die leeukuil, mag die koning vir ewig lewe, halleluja. My God het sy engel gestuur in die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is, en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie, want sy beskuldiging het sy beskerming geword, halleluja. En jy weet, hierdie koning, hy kry so geloof deur dit wat gebeur. Hy sê die volgende, in vers, ek weet nie, 27, 28 daarop, deur my skryf hy toe nou nie, 'n nuwe bevel, deur my word bevel gegee, dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe,
en sidder voor die God van Daniël, want hy is die lewende God, en hy bestaan in ewigheid, en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie, halleluja, en sy heerskappy duur tot die einde toe. Hy verlos, en hy red, en hy doen tekens en wonders in die hemel en op aarde. Hy wat Daniël uit die mag van die leeu's verlos het. En hierdie Daniël was voorspoedig onder die regering van koning Darius. Halleluja. U weet, die res van die verhaal, die ouens wat dit bewerkstellig het, saam met hulle vrouens en hulle kinders, leeukuil toe, en die woord van die Here sê, hulle het nog nie die bodem geraak nie. Toe was daai leeu's honger. Kyk, hulle moes nou heel nag net sit en kyk. Hulle moes heel nag sit en kyk, en toe is hulle honger en hoor net bene kraak, ongelukkig. Oor mense wat ander beskuldig het. Ek wil vir julle sê vanmôre, ek kan jou vat 'n pad deur die Bybel. Josef se beskuldiging deur die vrou van Potifar het sy beskerming geword, want toe hy in die tronk land, is dit waar God hom raak sien, optel, of hy word deur die koning raak gesien, en hy word onderkoning. Johannes en Petrus kom in Jerusalem, en julle ken dit so goed, en hy man sit in bedel, en hulle sê, vir hom goud en silwer het ons nie, maar dit wat ons het, gee ons vir jou, in die naam van Jesus, staan op en loop, en na 40 jaar, staan daai man op, en hy loop. Hier kom die bestuurder van die tempel, en die priesters, en allerhande amptenare, en die Sadduseërs, sê die Bybel, en hulle slaan die hande aan Johannes en Petrus, en hulle stop hulle in die tronk, heel nag deur. En die volgende oggend bring hulle uit, nou moet hulle beraadslag, hierdie ouens, ons moet hulle stop. Hulle beskuldiging is, hulle preek, en hulle doen wonderwerke, in die naam van ons koning, Jesus Christus. Maar wat hulle probleem toe nou is, dat toe hierdie man wat almal in Jerusalem geken het, opstaan en begin loop en spring in die Here loof, staan daar 5000 mense, meer as 5000 het gelowe geword, meer as 5000 mense, en hulle check dit. En daai ouens, daai ringkoppe, daai slim ooms, hulle weet, hulle kan moeilikheid kry in hierdie stad, as hulle nou verkeerd handel. En hulle waarsku hulle, moet nou nie weer dit doen nie, en hulle laat hulle gaan. Die beskuldiging het die beskerming geword, halleluja. Maar die ultimate voorbeeld wat ek vanmôre vir u wil bring, is ons Here Jesus Christus, wat vasgenaal word aan 'n kruis, beskuldig, dat hy sê, hy is die seun van God, word my en jou grootste beskerming, wat ons ooit in hierdie lewe kan hê. Daardie vloekhout, beskuldiging, word die simbool van verlossing vir my en vir jou. Ek wil hê jy moet vanmôre moed skep. Jou beskuldiging sal jou beskerming word. Wanneer hulle jou wil verneder, sal God jou verhef. As hulle jou wil vernietig, sal God jou verheerlik. As hulle jou wil bedrieg, sal God vir die waarheid binne in jou staan. Dit lyk dalk vanmôre nie vir jou dadelik so nie. Ou arme Daniël moes 'n hele nag lank daar gesit het en gewonder het, wanneer gaan die leeu's nou honger raak? Halleluja. Maar God sy dank, hy wat ons verlos uit elke benoudheid. Wanneer jy beskuldig word, sal God dit jou beskerming maak. Amen. Halleluja.